Hallo en welkom. In hierdie tyd verken ons Kersfees deur die oë van Josef. En ek vertrou dat jy ook met nuwe hoop na God se uitnodigings na jou sal kan luister. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en omwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie beken, totdat sy haar eerstebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Jesus se aardse pa, Josef, vervul 'n unieke en veelkantige rol in die verhaal van ons geloof. Hy was nie net 'n regverdige man nie, maar hy is ook 'n voorbeeld van iemand wat in gehoorsaamheid en toewyding en diep liefde geleef het. Nou, hy het baie rolle gehad om te vervul, as pa, as man en as broodwinner. En elke rol het sy eie vreugdes en hartseer, verantwoordelikhede en bekommernisse saam met dit gebring. En is ook so in ons lewe. Ons dra verskillende hoede. En vandag wil ek saam met jou verken hoe Josef met sy nederige agtergrond ook ons nooi om na ons rolle te kyk. Nou, in die eerste plek, as Jesus se aardse pa, moes Josef hom nie net versorg nie, maar hy moes ook hom teen bedreigings beskerm, en waarvan die vlug na Egipte 'n goeie voorbeeld is. Josef tree op in waaksaamheid en in gehoorsaamheid aan God se stem. Hy gee persoonlike gerief op en hy maak opofferings, alles ter wille van sy gesin. Hy leer Jesus so oor die lewe, nie net deur sy woorde nie, maar ook deur sy dade. Sy geloof en toewyding en gehoorsaamheid aan God was ongetwyfeld deel van Jesus se aardse opvoeding. En so wonder ek, hoe is dit vir jou om hierdie rol te vervul? In jou tyd van gebed vandag wil ek jou nooi om in kontak te kom met die rolle wat jy vervul, waar jy 'n verantwoordelikheid het om ander te beskerm teen bedreigings. Dalk is dit as 'n ouer, of as 'n eggenoot, as 'n werker, of selfs net as 'n landsburger. Kom in kontak hoe dit is vir jou om diegene te beskerm wat aan jou toevertrou is. Praat met die Here oor die opofferings wat jy moet maak ter wille van ander. En kan ek jou dan nooi om 'n paar oomblikke in stilte te sit, met die Here te praat oor hierdie rol wat jy vervul in ander se lewe. En dan in die tweede plek, Josef was 'n pa, maar hy was ook 'n werker. Sy beroep as skrynwerker was dalk 'n nederige een, maar dit het hom die vermoë gegee om in sy gesin se behoeftes te voorsien. As broodwinner moes hy betroubaar en vindingryk en hardwerkend wees. Hy gebruik sy hande om die Messias groot te maak, om 'n huis te bou van liefde en waar veiligheid kan blom. Nou, hierdie eenvoudige handeling het deel geword van God se groot plan. En om te kan werk is 'n voorreg. Reg aan die begin van God se storie met die mens gee God aan ons werk. Adam en Eva het in die tuin werk gehad om te doen. Werk, selfs gewone alledaagse take, is heilig wanneer dit in liefde gedoen word. En met dit in gedagte wil ek jou ook nooi om vandag jou dagtake aan te pak. Soos wat jy vandag eenvoudige take uitvoer, of dit nou skorrelgoed was is, of tuinwerk doen, of kos maak, doen dit saam met die Here. Bid terwyl jy werk, met hierdie wete dat dit maniere is om God te verheerlik en ook ander te dien. En dan saam met sy rol as pa, het Josef ook die rol as 'n lewensmaat gehad, van Maria. En ons sien in hom 'n voorbeeld van liefde met vertroue en opoffering in sy gehoorsaamheid aan God. Nou, hy moes die misterie van Maria se swangerskap aanvaar en hy moes haar beskerm teenoor die oordeel van ander. En hy behandel Maria met 'n diep respek en deernis. Nou, hierdie mag 'n rol vir jou ook wees om met die Here oor te praat. Hoe is dit vir jou om dit te vervul? Waarvoor is jy dankbaar? Wat is jou hartsbegeertes, ook vir julle verhoudings? En dan laastens, was Josef
net 'n man van aksie nie, hy was ook 'n man van geloof. Hy het 'n rol gehad om te speel as 'n gelowige. Nou ons lees nêrens in die Bybel enige van Josef se woorde nie. Ons het net sy dade om op te gaan. En so is sy stilte en sy gehoorsaamheid 'n merkwaardige aspek van sy lewe. Die stilte is nie 'n teken van passiwiteit nie, maar dit spreek van 'n diepe innerlike sterkte en 'n diep verhouding met die Here. Josef luister, hy oorweeg en dan tree hy op. En alhoewel Josef in sy eie lewe dalk dikwels misverstaan is, sou mense na Jesus se dood en opstanding deur Josef se lewe geïnspireer word. Nou wanneer Jesus ons nooi om die lewe saam met hom te doen, dat ons deel van sy liggaam word, word ons ook deel van sy liggaam. En in elke familie en elke liggaam het elke lid 'n plek en 'n rol om te vervul. En so wil ek jou nooi om ook vandag te dink aan die rol wat jy het om te speel in God se liggaam. Hoe is dit vir jou? Waar nooi die Here jou uit? Praat met hom oor hierdie verskillende rolle wat jy het vandag. En mag jy sy leiding daarin bevind. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord, wat 'n lig is op ons pad. Here, dankie dat ons deur ons handelinge ook kan groei saam met U. Here, help ons om die rolle wat ons het om te vervul. Lei ons om dit te doen met lyding en met liefde en met toewyding. Here, gee ons die wysheid. Gee ons die krag. Here, lei ons om ander te beskerm, om met vreugde ons werk aan te pak en ook ander met liefde en respekteer te hanteer. Here, dan wil ons ook luister en leer om na U stem in stilte te luister. Here, laat ons dade en naam verheerlik en mag ons lewens ook U wil in ons wêreld weerspieël. Amen.